Goeiemôre. Ons gaan vanoggend lees uit Lukas 1 van vers 5 tot 25 en ook van 57 tot 80. Baie lang gedeelte, maar dit is toch nodig. En die preektema is lofwaardig is die Here. Lofwaardig is die Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat dit goed gaan met ons. Ja, oor die algemeen, het ons 'n lekker Kersfees gehad. En ons vra of U dat U saam met hulle sal wees wat deur moeilike tye gegaan het in hierdie tyd. Geliefdes in die dood afgestaan het. En dat U elkeen sal aanraak in besonder. Dankie dat Jesus daar is om mee te praat, dat hy die dood vir ons oorwin het, dat ons sy geboorte kon vier en liefde sal met ons wees in hierdie tydjie. Bid ons in die naam van Jesus alleen. Amen. Lukas 1 van vers 5. In die tyd toe Herodes koning van Judea was daar 'n priester uit die diensgroep van Abia met die naam Sagaria. Sy vrou was uit Aaron se nageslag en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei regverdig in die oë van God en het onberisplik volgens al die gebooie en voorskrifte van die Here geleef. Hulle was kinderloos omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei van hulle op vergevorderde leeftyd was. Toe Sagaria op 'n keer tydens sy diensgroep se beurt voor God se tempeldiens gedoen het, is hy volgens priesterlike gebruik deur die lot aangewys om die heiligdom van die Here binne te gaan en die reukoffer te bring. En die hele menigte van die volk was besig om op die tyd van die reukoffer buite te bid. 'n Engel van die Here het toe aan hom verskyn en die regterhand van die altaar vir die reukwerk gestaan. Sagaria was ontstel toe hom sien en vrees het hom oorval. Maar die engel het vir hom gesê: Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal vir jou geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Johannes noem. Jy sal blydskap en uitbundige vreugde beleef en baie mense sal bly wees oor sy geboorte. Inderdaad, hy sal groot wees in die oë van die Here. Hy sal glad nie wyn en giste drank drink nie. En hy sal reeds van sy geboorte af met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie van die kinders van Israel na die Here hulle God laat terugkeer. Hy sal met die gees en krag van Elia voor die Here uitgaan, om die harte van vaders na hulle kinders terug te bring, en ongehoorsaames na die denkwyses van regverdiges, en so goed voorbereide volk vir die Here gereed te maak. Sagaria sê toe vir die engel: Hoe sal ek dit weet, want ek is al oud en my vrou is al op vergevorderde leeftyd. Daarop antwoord die engel hom: Ek is Gabriel wat in die teenwoordigheid van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en hierdie goeie boodskap vir jou te bring. Ek sê vir jou, omdat jy my woorde wat op hulle vasgestelde tyd in vervulling sal gaan, nie geglo het nie, sal jy stom wees. Jy sal nie kan praat nie tot op die dag waarop hierdie dinge gebeur. Die volk het ondertussen vir Sagaria gestaan en wag en was op Paastyd so lank in die heiligdom talle. Maar toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle besef toe dat hy 'n visioen in die heiligdom gesien het. Hy het aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly. Toe sy tempeldiens verby was, het hy huis toe gegaan. Hierna het sy vrou Elisabeth swanger geraak. Sy het haar 5 maande lank afgesonder en gesê: Dit is wat die Here in hierdie dae vir my gedoen het. Hy het na my omgesien deur die minagting van die mense van my af weg te neem. En dan lees ons vanaf vers 57. Toe die tyd aanbreek dat Elisabeth geboorte moes gee, het sy 'n seun in die wêreld gebring. Haar bure en familie het gehoor dat die Here hom uitsonderlik oor ontferm het en hulle was saam bly. Op die 8ste dag het mense toe gekom die kindjie te besny. Hulle wou hom vernoem na sy vader Sagaria, maar sy moeder het gesê: Nee, hy moet Johannes genoem word.
Hulle sê toe vir haar, maar daar is niemand in jou familie met die naam nie. Hulle het ook met behulp van gebare aan sy vader gevra wat hy wou hê die kindjie genoem moet word. Hy het 'n skryfbordjie gevra en geskryf. Sy naam is Johannes. En almal was verbaas. Skielik kon Sagaria sy mond en sy tong weer onbelemmerd gebruik. En hy het God begin prys. Almal wat in die omgewing woon is toe met ontzag vervul en in die hele bergstreek van Judea het die mense oor al hierdie gebeure gepraat. Almal wat hiervan gehoor het, het in hulle harte daaroor bly nadink en gewonder. Waarvoor is hierdie kindjie bestem? Die hand van die Here was werklik met hom. Sagaria, sy pa, sy naam met die Heilige Gees vervul en het geprofeteer en gesê: Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 'n Kragtige verlossing het hy vir ons bewerk. Uit die nageslag van Dawid sy diensknegt, is hy reeds lank gelede by monde van sy heilige profete beloof het. Verlossing van ons vyande en uit die hand van almal wat ons haat. Dit het hy gedoen om ontferming aan ons voorvaders te bewys en sy heilige verbond in gedagte te hou. Die eed wat hy teen ons vader Abraham gesweer het, sodat ons gered uit die hand van ons vyande om sonder vrees te dien. En al ons daarvoor hom in heiligheid en geregtigheid kan leef. En jy, kindjie profeet van die Allerhoogste, sal jy genoem word. Want jy sal voor die Here uitloop om sy paaie gereed te maak. En om sy volk in te lig dat hulle verlos kan word. Deur die vergifnis van hulle sondes. Danksy ons God se innige ontferming, waar die môreson uit die hoogte oor ons sal opkom. Om te skyn oor diegene wat hulle in die duisternis en in die skade van die dood bevind. En om ons voete op die pad van die vrede te plaas. Die kindjie het gegroei en sterk geword deur die Gees. Hy het in woestyngebiede gewoon, totdat hy in die openbaar voor Israel begin optree het. Dit is 'n lang gedeelte, maar ek gaan tog by die gedeelte stil staan. Lofwaardig is die Here. Genadiglik is ek nie deur K53 nie. Ja, ek dink die meeste van ons weet wat K53 is. Daardie toets wat my kinders moes bemeester voordat hulle bestuurlisensie kan kry. En ek wonder wie onthou dit nog? Wie onthou byvoorbeeld dat stopstrate eintlik beteken jy moet daar stop. En onthou julle daai ekskuus ritueel wat hulle moes volg. Mense, jy moet as jy nader kom, dan moet jy soveel plekke kyk. En die kans is baie goed dat die erekas sal vrek en almal agter jou gaan frustreer. Veral die wat nie eintlik by die stopstraat wou stop nie. Maar onthou julle daai rympie wat hulle moes opsê. Links kyk, regs kyk, 3 spieeltjie dophou, blinde kol kyk en dan nog voor die pad op en nog die handrem optrek. Wie doen dit nog? En tog herinner hierdie verhaal van Sagaria ons eintlik hieraan. Die verhaal van 'n seentjie wat ons leer ken het as Johannes die Doper. Die stem wat in die woestyn uitroep, maak die pad vir die Here reguit. En gewoonlik in Kerstyd dan staan ons stil by Maria se lofsang. Maar ons gaan vandag so 'n bietjie nader kyk na Sagaria se lofsang. En onthou net daai ritueel van bestuur. Die stopstraat stil hou. Hou die spieeltjie dop, sodat jy weet wat agter jou is.
links en regs kyk, as jy bewus is van die situasie waar jy nou is. En vorentoe, want jy moet weet waartoe jou pad is. En dit is nogal 'n ding wat jy moet baas raak, want as jy te veel in jou speeltjie kyk, of heeltyd rondkyk, dan is jy 'n ongeluk wat 'n plek soek om te gebeur. En as jy veilig by jou bestemming wil aankom, moet jy by daai goed hou. Nou in die eerste plek, Sagaria kyk terug. Die oorbluffende nuus wat Sagaria in die tempel gekry het, ruk hom tot stilstand. En die eerste ding wat Sagaria moet doen is, hy moet in die strydtriespeeltjie kyk, wat hierdie nuwe babietjie wat die Here vir hom en sy vrou beloof het, gebeur net ewe skielik nie. Hy's deel van 'n baie lang pad, wat die Here saam met sy mense stap. 'n pad wat al by Abraham begin het, met 'n belofte wat God aan Abraham gemaak het. En ons weet dat God nooit sy beloftes vergeet nie. En God nooit sy mense vergeet en hulle self oorlaat nie. En ons weet ook dat alles het nie altyd voor die wind met hulle gegaan nie. Daar was hongersnood met Josef se mense wat na Egipte toe moes gaan. Daar was die verdrukking in die woestyn, die uittog deur die verdrukking in Egipte, uittog deur die woestyn, die verowering van die land, die Filistyne en die Kanaaniete wat hulle opdraande gee, later die ballingskap, en die verowering deur die Romeine. Maar God was altyd daar. En hy het elke keer uitkomste gegee vir sy en vir leiers gesorg om sy mense te lei. Dink maar aan Moses, Dawid, Elia, Elisa. Getrou was hulle daar, want God het nooit sy verbond en sy kant van sy verbond vergeet nie. En nou, Johannes. Klein seentjie op wie God se gees is. En ons lees hy gaan baie mense tot bekering bring. Jy sien, Johannes was ook 'n lewende teken van 'n genadige God wat hom bemoei met sy mense. En die kinders nooit aan hulle self oorlaat nie. En dis hoekom Sagaria eers moet stilstaan en terugkyk. Terugkyk na 'n verbond wat God die Almagtige met sy volk gemaak het. Nou, ons is op pad na die einde van die jaar toe. En dis partykeer ook nodig om terug te kyk. En te onthou. Ons het die 16de Desember ook gedoen. Onthou dat God die getroue is wat eeue lank al vir sy mense sorg. Maar kyk ook terug na jou eie pad wat jy saam met die Here geloop het. Hoe hy vir jou gesorg en vir jou uitkoms gegee het, toe dinge baie donker gelyk het. Ja, ons kan nie altyd vasbly in die verlede nie. En dan raak ons irrelevant. Maar ons partykeer nodig om terug te kyk. En te onthou wie jy dien en wat hy al vir jou gedoen het. So kom ons kyk in verwondering terug. Maar Sagaria het nie teruggekyk nie, hy het ook om hom gekyk. Onthou, leerlingbestuurder het nie net in die speeltjie gekyk en voortgejaag nie. Dis wat taksies doen en dis onwettig. Nee, jy moet stop, links kyk, regs kyk, om jou kyk,
En dis ook wat die Gees met Sagaria doen. Ongelukkig is dit 'n donker prentjie wat Sagaria om hom sien. Hy sien hoe God se mense in 'n moeras van sonde vasgeval is. In 'n moeras van wette en wetsonderhouding. En daar is hulle ook wat losgeraak het van die Here. Waar die wil van God en God se eer nie meer 'n rol gespeel het nie. Hy sien dis nodig om mense terug te roep na God toe. Om hom met 'n nuwe toewyding te kan dien. En dan lyk sy eie prentjie ook nie te waffers nie. As hy om hom kyk, dan sien hy die jare het vir hom aangestap. Hy is 'n ou man. En sy vrou op 'n gevorderde leeftyd, sê vers 18. En kinders was nie vir hulle beskode nie. So hulle toekoms was baie onseker. Want sonder kinders wat na jou omsien dag as jy oud is, het jy gewoonlik destyds honger gely. Ons het pensioenfondse en aftreefondse nie. En Sagaria weet dat net 'n wonderwerk kan dit verander. Hy kan niks daaraan doen nie. Daarom sê Sagaria vanoggend vir jou, kyk bietjie om jou. Hoe lyk die prentjie wat jy vandag sien? Baie mense sê die kerk is nie moeilikheid. Baie min mense het regtig erns aan die Here en aan God se wil. Hulle dink hulle kan sonder God aangaan. En ons weet ons kan ook eintlik baie min aan ons eie saligheid doen. Die prentjie wat ons in 2025 die punt om 2026 in te gaan, lyk nie veel beter nie. Maar Sagaria kyk nie om hom nie, hy kyk vorentoe. Voor hom staan die engel aan die regterkant van die wierook-altaar. En dan hoor Sagaria, en dit verstom hom, want hy hoor dat die wêreld staan op die drempel van 'n geweldige groot deurbraak. Die môreson is op pad om helder deur te breek. God se nuwe wêreld is aan sy plan kom. Met mense soos hierdie babietjie. 'n Mens soos Johannes die Doper. Wat vorentoe wys na Jesus Christus. En die hele lewe van Johannes was daarop gerig om die pad vir Jesus gereed te maak. En dan kom ons by Kersfees. Kersfees, toe Jesus gebore is. En as ons kyk na Kersfees, dan gaan dit nie oor hoeveel inkoop die dae nog oor is vir Kersfees. Ons moet weet dat Johannes die pad kon voorberei vir Jesus Christus wat na die wêreld toe gekom het. Jesus het na die wêreld toe gekom om vir jou en vir my te kom sterf. Dit is die pad vorentoe. Amen.